As hy, môre julle, môre. Ek wil graag vir julle met julle begin. Hallo, Alberta, hoe gaan dit? Dis mooi. Julle ken vir Jakkie wat altyd saam met ons hier was. Hulle het 'n geleentheid gekry en hulle is uit verhuis Pietersburg toe. So en hulle sak en pak daar en sy is besig om uit te pak en haar voete te vind. So dink maar aan haar. En hulle is intussen getroud, Saterdag is hulle toe getroud. So hulle is man en meneer en mevrou Brits in Pietersburg. Ek skryf haar 'n briefie gestaan. En toe gaan dit met mevrou Brits. So dit is 'n boeg. Ja. Ag wat. So en ag ja, dis nou eintlik nie my storie om te vertel nie, maar soos pastoor gesê het, die babietjie is gebore en hy gaan een van die dae vir julle wys hoe pragtig die babietjie is. So Amy, hulle oudste dogter se babietjie en haar naam is Lana. Te dierbaar, né? Kyk, en dis ons, wat nou mense het lief en leed. As daar iets anders is, sê maar vir my. Of verdeel met ons. Dankie Jesus. As jy by wie ons gebid het, ja. Ja. En daai kant? Goed. Ag, dankie Jesus. Mense in die ongeluk, julle weet nou al die sedasie, die medikasie is afgehaal. Sy's net maar op die antibiotika en dit, maar sy reageer op 'n handdruk, op Bernard se stem, maar hy is daar by haar, so met tye. En hulle wag maar. Vandag glo ek gaan ons terugvoering kry. Gister het ons nie gekry nie. Vandag sal ons seker kry om te hoor wat die dokter sê. Wat verder aan. Ek dink sy rus nou maar net. Hulle het gedink mos aan die tweede operasie met die oogie. En toe stop die dokter sê wag so 'n bietjie. En ons bid dat die Here haar sal genees terwyl sy daar lê met haar oogie en dit. So hulle sê sy het rus nodig, sy het baie rus nodig. En ja, sy al wat ons net weet, sy is in goeie hande. Sy is in goeie hande. En wat so lekker is om te weet, sy is sterk. Ek weet sy is sterk, want ons het saam geoefen in die oggende. En sy is 'n taffie, so sy is sterk daar waar sy lê. Die Here het groot planne met haar. Hy is goed vir ons, ja. En dis wat ek wil lees vandag met opening van gebed. As julle kan kyk in Kolossense 3. Ek gaan dit vir julle lees, so jy hoef nie, jy kan maar net dit weer gaan lees, Kolossense 3, vers 12. Wil ek graag in 'n gebed vir julle sê, en dit is asof Paulus hier so staan by julle, en dit vir julle lees. Luister mooi. Julle is die mense wat God uitgekies het om syne te wees en wat hy lief het. Besef dit julle. Julle is die mense wat God uitgekies het om syne te wees en wat hy lief het. Daarom, en dis die raad wat ek vir julle wil gee, sê Paulus. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Verdra mekaar, en as enige ene klagte teen iemand anders te hê, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet aantrek, is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam. En verder laat die vrede wat Christus bewerk het in julle lewe, skeidsreg in laat die vrede wat Christus bewerk het in julle lewe skeidsregter wees.
As lede van een liggaam is julle tot vrede geroep en wees dankbaar. Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met daardie wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God. En verder, doen alles of dit nou met woorde of dade is, asof julle dit namens die Here Jesus doen. So is julle heeltyd besig om deur hom dank aan God die Vader te bring. Dit is so mooi pitkos vir vandag. So mooi, vat hierdie, doen dit. Dit maak sy hart bly. Dis soos Esther wat vir is dit Mordecai, kom en sê, wat moet, ek weet nie, daai wag, wat sê, wat hou die koning van? Hierdie is wat Paulus sê, dit is wat die koning behaag. Ja, dit is wat die koning behaag. Doen dit, sodat jy getuienis kan wees. Ek het nog ietsie, net nog ietsie wat ek so groot op my speel sit, is die in flesh to fly in the spirit. Die in jou flesh so that you can fly in the spirit. So, siel maak die Here groot. Siel maak die Here groot. Gees van die Here, connect met Vader se gees. Connect met hom, gees tot gees. Maak hom vol. En word geleid deur die gees. Ons is terug by Johannes, en dit wil ek sê, amen. Amen. So open ons, met daai wyse woorde van Paulus, om te sê, gaan lees daai, en werk daaraan. Ek wil vrees, ons is by Johannes 10, maar ek wil teruggaan net na ietsie kleins van Johannes 9. Daar nog steeds met die blinde man, wat my getrigger het, en wat my so mooi prentjie is van Jesus, en wat jou kan bemoedig vandag. Dit is Johannes 9 vers 35. Jesus het gehoor dat hulle die geneesde blinde uit die sinagoge geban het. Hy het dit gehoor. Hy het gehoor, maar daai man wat hy nou mee te doen gehad het, is nou uit die sinagoge uitgeban. En toe hy hom raakloop, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Die ander vertaling sê, glo jy in the Son of God? So, hierdie man, hierdie kennis, neem net kennis. Hierdie man het nie die vermoë gehad om die skrif te lees nie. Sy geloof is gebou deur dit wat hy gehoor het. Dit wat hy gehoor het van die man Jesus. So, en as ons nou kyk weer na die fariseërs, hulle ken die skrifte, hulle het dit gelees, hulle het dit bymekaar gemaak. Hulle moet vol wees van die skrif wat hulle gelees het. En tog was hulle geloof nie so sterk soos die blinde man wat dit net gehoor het nie. Wat net met mense te doen gehad het en gehoor het van hierdie Jesus man. En dis waar dit gekom het dat toe hy Jesus hoor, toe maak hy daai besluit en hy draai om en hy doen wat hy sê. Is dit 'n mooi bewys van Jesus wat na ons toe kom? Hy kom klop by ons deur. Hy kom maak bemoeienis met ons. Hier kom en hy hoor hierdie man is uitgejaag en hy kom na hom toe. En hy vra hom, is so nader tot God en hy nader na jou. En
self Johannes 9 vers 35. Ag nee, 39. Toe Jesus gesê, ek het na hierdie wêreld toe gekom om te oordeel, sodat die mense wat nie sien nie, kan sien. En die wat sien, hulle blindheid kan ontdek. So hy kon nie sien nie, maar hy het geglo. En Jesus kom na hom toe. Hy sê, want dis die rede waarvoor ek gekom het, om mense te kan laat sien. Kom ons gaan kyk na Jesaja. Jesaja 35 vers 3. Dis wat hy doen. Dis wat Jesus doen en hy beaam dit hier. Hy kom om te versterk die moe hande van die wat moeg geword het. Hy bemoedig die wie se knie swak word en knik. Hy sê vir die wat bang is, wees sterk en moenie bang wees nie. Want ek julle God kom om julle te red. Dis die Here wat ons dien. Dis die een vir wie jy vasgryp en in geloof het en sê, Here help. En ons hier is namens mekaar, om mekaar te help. Want groter is hy wat in ons is, as die een wat daar buite wil kom hê, jy moet siek wees, en jy moet swak wees, en jy moet moeg wees, en jy moet val. Hy kom en hy sê, ek kom versterk jou, ek kom bemoedig jou, ek open jou oë, ek laat die dowes hoor, ek maak mense sterk, en die wat nie kan praat nie, laat ek sing, liedere sing. So hou daarin vas. Hou daarin vas dat die Here is daar om jou te versterk, by te dra. Goed, ons gaan na Johannes 10. Ek wil net weer oor die, ek dink ons kan oor Johannes 10 elkeen iets anders te sê. En wat vir my aangeraak is, iemand wat deur die hek gaan, is die herder, sê hulle hier, in vers, ek verseker julle, iemand wat nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar wat van die ander kant af oorkom, is 'n dief en 'n rower. Nou, 'n herder is dienaars van die Here kan ook 'n herder wees. Jy is 'n herder daar waar jy met mense bedien en werk en praat en omgee. Jy's 'n herder. Maar daar's 'n goeie herder. Jy's 'n herder, maar jy's nie die herder. So daar's die herder. Maar jy's ook 'n herder. Jy lei ook mense. Jy lei ook jou kinders en ander vriendinne en mense. Jy nader hulle ook en bring hulle nader na Jesus toe. Want jy daai koningskryg beginsels binne in jou van liefde. En dis 'n roeping. Jy het 'n roeping om mense na Jesus toe te lei, om te kom getuig van dit wat hy doen. Jy lewer diens. Hier's soveel van julle wat so omgee vir ander en hulle bedien. Jou intensies is soos Vader se, soos Jesus se, om te stig, te troos en te bemoedig. Nou hierdie diewe en rowers wat hy van praat, is baie daai valse profete en leerders wat hulle intensies is misleidend. Hulle hart is vir eie gewin. En dis jammer. En dis jammer om dan mense te mislei en eintlik die woord te gebruik. Ek weet nie hoe hulle dit reg kry in dit nie, maar kyk jy net dat jy deur die hek gaan en al wat dit beteken met die hek is dat jy deur Jesus werk. Deur Jesus. Hy is die hek. In vers 7 sê hy, eers in 2 sê, iemand wat egter deur die hek toe gaan kry, is die herder.
En dan in vers 7 sê hy, toe het Jesus weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die hek vir die skape. Ek is die een waardeur jy gaan. In Jesus naam, julle, ons bid dit altyd, in Jesus naam, nie in jou naam, nie in wat jy doen vir daai persoon, is deur Jesus. Jy is Jesus se hande en sy voete. Jy is daai herder wat hy na toe stuur vir sy skape. En dan in vers 10 sê hy, ek Jesus het gekom, sodat julle kan lewe hê. Ja, 'n lewe in oorvloed. Dis presies wat Kayla gesê het ook laas keer. Oorvloed is nie net in geld en rykdom nie. Dis in vryheid en gelukkig wees. Hy kom vul die leemte in jou hart. Hy gee vrede en geluk en hoop. Hy gee 'n doel vir jou bestaan. Paulus kan sê, en dis wat ek en jy baie keer sê, ek is tot als in staat deur hom wat vir my krag gee. Hierdie kom nie uit my eie uit nie. Hierdie kom uit as gevolg van hom wat vir my ruggraat is, my krag is, my sterkte is, om te kan bid, by te staan, lief te hê, te kan omgee. Jou lewe beteken iets. En jy geniet God se goedheid. Jy geniet die mense in jou lewe. En jy's daar vir 'n rede. Julle is daar rede vir mekaar. Ons lag, ons deel, ons sing saam. Ons het talente en ons het oorwinnings. Ons kan toer en ons kan stap en ons kan oefen en ons het stamina en ons het energie. Kan julle net hoor hoe oorvloedig is ons? Ons het. In kort het ons 'n gelukkige lewe in hom. In hom. En dis wat jou daai vermoë gee om te kan doen. En ek weet julle elkeen is dankbaar, want julle gee eer aan hom. En julle soek hom in alles, en julle sien hom raak in alles. Ons kan nie sê ons het 'n boring lewe nie. Ons kan nie sê om die Here te dien is 'n boring lewe nie. Ja, ek het ook al gedink, yes, die mense lewe lekker, hulle kuier en hulle parties en hulle drank en ons dwelms en los lewe en weet jy, partykeer kan dit pret lyk, maar is van korte duur. Julle het dit al gesien, is van korte duur. Is van korte duur dat jy geluk het in dit, en dan daarna, dan kan jy hoor, mense is spyt. Hulle is vol skaam, en hulle het 'n skuldgevoel. Mens hoef nie daai dinge te volg om gelukkig en vredevol te wees. Ons het so baie om voor dankbaar te wees, en julle weet wat dit is. En dan het ek gelees van, as ons nou praat van skape, in die Romeinse ryk was skape 'n deel, of 'n woord naby aan skape was rykdom. Rykdom, die Romeinse het skape gehad, want daai wol het vir hulle 'n rykdom gegee, dit het vir hulle geld ingebring, en dit is waar hulle rykdom gehad het met skape. En hier kom Vader en hy noem ons sy skape. En weet jy, ons is sy rykdom. Ons is sy rykdom, hy skatryk, want hy het vir jou. Hy het vir ons. En hy pas dit op. Hy pas sy skape op, hy pas vir my en jou op, en wat vir jou belangrik is, pas hy ook op, want hy gee om. En dan in vers 16 sê hy, ek besit ook nog ander skape, nie net julle wat my ken en op my stem reageer en in my kraal is nie. Weet julle,
Ek het nog ander skape ook, wat nie van hierdie kraal is nie. En ek moet hulle ook versorg. Hulle sal nog my stem hoor. Ek dink dis wat hy sê. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een trop wees met een herder. So hoor hoe positief is die Here. Hulle gaan nog kom. En dis wat ek en jy vir ons kinders en ons vriendinne en mans en almal sê, hulle gaan nog kom. Ons maak hulle toe. In die geestelike realm maak ons hulle toe met 'n skaapkraal. Maar hulle gaan nog kom, hulle gaan nog deur daai hek kom. Hulle gaan nog deur Jesus kom. Moenie moed opgee nie. So roep hulle in. Wat so mooi is in hy het vir ons, sy skape, die doodsleiding deurgemaak. En in Efesiërs, ek het dit nou hier neergeskryf, is dit 'n bevestiging ook. In Efesiërs 2, vers 12 tot 17. Dit was ek en jy. Hoor, waar was ek en jy? Dink daaraan, dat julle toe sonder Christus was eens op 'n tyd, né? Julle was eens op 'n tyd sonder Christus. Die burgers van God se volk. Dink daaraan, dat julle toe sonder Christus was, die burgers van God se volk. Nie burgers van God se volk nie. Uitlanders wat nie deel gehad het aan die beloftes van die verbonde nie. Julle was sonder toekomsverwagtinge en sonder God in die wêreld. Maar nou het julle wat te ver weg was, deur julle verhouding met Christus naby gekom. Dit is moontlik gemaak deur Christus se dood aan die kruis. Hy het ons nader geroep. Hy het ons in sy kraal ingebring. Hy het jou en my in gedagte gehad. En ons gaan een trop wees. Mense wat een is met God, het 'n familiegevoel. Ek en jy het 'n familiegevoel. So kom ons hier by mekaar kom. Ek en jy is familie. 'n trop van dieselfde land gevoel. Voel jy tuis? Voel jy belang? En jy wil so graag ander mense ook wil nader trek en saam met jou tuis laat voel. 'n woord wat my opgevang het hier terwyl ek gedink het daaroor en om mekaar nader te roep en in jou kraal in te bring en jou te help om die hekke op te sit om hulle veilig te laat voel, is vir my 'n restaurasieproses. En toe ek nou hier lees van Johannes 10 vers 22, kom ek lees net daar. Op daardie tydstip was dit die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En dit was ook winter. Jesus het rondgeloop in die tempelgebied, in die pilaargange van Salomo. Ok, stop daar. Die tempel, die Feast of Dedications, wat in die Bybel Engels sê, of the Feast of Renewal, is die fees van die tempelwyding. Dis daai wat restaurasie plaasvind en vernuwing word en herstel. Ek en jy, as ons deur die hek gaan na die herder toe, dan daar kry hy sy koms, daar word hy veilig gehou, daar word hy beskik, daar word hy getel, daar word hy by mekaar geroep. Ek dink so daaraan dat dis waar ons by mekaar kom. En dis die fondasie van bediening, is dat ons vernuwe word, dat ons gerestoreer word, dat ons herstel word, dit wat ons seer maak, dit wat ons pla, dat ons dit kan herstel en tot inkeer kom. To restore
means to bring back to former or original condition. Die dag toe jy aarde toe gekom het, het die Here 'n plan gehad en dinge het op die pad sy loop geloop. Dinge het gebeur, dinge het jou verder gevat, teruggekom. Jy het 'n verhouding, hierdie wat hier sit, het 'n verhouding met die Here. Dis hoekom jy so intap by hom. Dis hoekom jy hom soek. Dis hoekom jy by hom wil wees. En het jy al gelees ook in die Bybel, wat ook al weggevat is van mense, het die Here dubbel teruggegee. En soveel verhale kan ons dit ook. Kyk na Job. Job het alles verloor. En hy het dubbel soveel teruggekry. En beter. As iemand gesteel het, dan moes hy nie, dit vervang het wat hy gesteel het. Hy moes tot 4 of 5 keer soveel teruggee as wat hy gevat het. Dink aan die disippels. In Markus 10 sê, Here, as jy wat dit los, wat jou familie en jou mense en dinge los, besef net dat jy gaan 10 keer meer terugkry. Al is dit dan nie op aarde, maar jy gaan ewige lewe gaan jy hê. En dis presies wat Vader doen. Hy is in 'n vermenigvuldiging. As hy herstel, vermenigvuldigheid. Voel nie altyd so nie. Maar julle, as mens moet sien waardeur hy ons gevat het, en wat ons deurgegaan het, wat ons verloor het, en jy hou aan hom vas, en jy staan by hom, kry jy dubbel soveel terug. Maar is dit net daai vrede, daai vergifnis, daai vryheid, jy is vry, jy is losgemaak, mure is afgebreek, kan asemhaal, kom los. En dis hoekom ek ook altyd dink aan, hy het gesê in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, ons gaan meer dinge doen as wat hulle gedoen het. Is dit nie hierdie wat hy van praat het? Wat hy sê, jy kom los, jy het die Heilige Gees by jou, jy het soveel autoriteit en moontlikhede, dubbel soveel, as daai mense doen. Ons het soveel meer kennis, en getuienis, en woord, en skrif, en mekaar, vir vorentoe, is dit geen verskoning, is 'n keuse. Die wêreld is vol van, waar het ek het gekry, want, hulle vra, kom ons gaan verder, hulle sê, goed, in 23, Jesus het toe rondgeloop in die tempelgebied, in vers 24, die Jode het toe 'n kring om Jesus gevorm en hom gesê, hoe lang gaan jy ons nou in 'n lyntjie hou, hè? Jy het nou geen uitkomkans, ons maak nou vir jou toe. Jy gaan nou vir ons sê, is jy die Messias? In Engels sê dit, are you really the Messiah? The anointed one? En ek sal later daarby uitkom. So jy sien daai prentjie, hier is nou die mense om ons. En hulle wil hom bang maak. Is jy nou? Hulle target hom en ek kan so sien, is jy nou? En jy nou? En as hulle so by mekaar so pak is, dan is hulle mos brawer. Die wêreld is vol van, verstaan jy jouself? Vind jouself. Ken jouself. Daar is 'n tyd en 'n plek vir dit. Daar is definitief. Maar daar is so baie van, wie's jy? Wat is jy? Wat kan jy? En jy, ek. Wat jy al gedink om te dink?
om te weet wie jy in Jesus is, om sy identiteit. Ons identiteit is in God, om te dink hoe hy is, wat hy kan doen. Hoekom ek dit vra, is, en julle moet met my praat hieroor, want dis ook my ding wat ek deurwerk en dink aan. As ek die heeltyd dink aan wie ek is, en wat ek kan doen, en hoe ek kan maak, en wat gaan ek sê, dan is dit asof ek so'n bietjie my skei van Vader, en dan is dit eie gesentreer, selfgesentreer. Ek wil nie die punt mis in hom nie. Ek wil nie sonder hom. Ek wil in alles wil ek sy hand vashou en saam met hom dit doen. Ek wil elke ding aanpak. As ek na 'n vriendin toe gaan en daar bid, wil ek dit saam met hom doen. Ek wil sy identiteit hê, want ek is sy skaap. En ek wil na sy stem luister. Hy ken my waar ek swak is, en waar ek swak is, wil ek hê, hy moet sterk wees in my, sodat ek kan staan, en kan praat, en kan die regte woorde gee, wat daai vriendin, of iemand nodig het. Ek wil hom voel. En ek wil veilig in hom voel, nie veilig in myself voel. So wat ek daardeur wil sê, ek wil 'n tipiese skaap wees. Ek wil regtig 'n tipiese skaap wees wat afhanklik is van hom, sy beskerming nodig het en wat hom volg. Ek wil nie daar buite wees en weerloos wees nie. Verstaan jy dit? Jy wil ook so wees. Ek wil sy stem wees, want 'n skaap is 'n goeie luisteraar. Hulle sê, baie keer het die skape so van na weivelde toe ver gestap, en dan loop hulle ander herders met skape raak, en dan meng dit so, en die skape praat, die herders praat met mekaar, die skape meng. Okay, nou moet hulle begin weer hulle paaie skuif. En hulle sê, waarlik, dit het so gebeur, as die skaap roep, is dit asof hierdie skape na daai ou toe gaan, en hierdie herder, skape na daai herder toe gaan, en daar gaan sy trop. Kan jy dit glo? Dit is soos daai TikTok, ek het dit al getraai, maar dit werk nie, maar ek het snel so hondjies, en dan staan ek en Hamie so, en die hond staan so vir ons en kyk, en dan roep jy, en dan hardloop jy, en dan hoop jy, die hond kom na jou toe, of, dis, my hond is so die mekaar, hy kyk net, maar in elk geval, dit gebeur, die skape, die herders gaan so, en hulle volg daai stem. Kom ons dink aan iets anders, kan jy al vereenselwig met in 'n winkelsentrum, en jou kind raak verlore. En daai kind is verboue reed, en hy roep, en hy soek, en hy kyk rond. En jy kan net praat, jy kan hom roep, en hy kom. Hy regte mamma stem, kom hy voor, en hy raak gerus. Hy hoor sy ma se stem. In ons familie het ons 'n fluit. Ons sal incheckers, is harke nou, of is die ene nou. Dan fluit ons nou, hoor jy in die ander gang, of fluit, en dan kom ons so by mekaar uit. Dit bring mens vrede. En dis hoe skaap ek wil wees. En so moet ons die Here se stem herken in die wêreld se geraas om ons. Dat sy stem kan uitken tussen al daai stemme. Hy ken my. 'n Herder ken sy skape. Ek wil graag hê jy moet vir die ou langs jou sê, hy ken jou. Hy ken jou.
Ekskuus julle, ek weet nie. Hy ken jou. Hy ken alles van jou. Hy ken jou versoekinge, hy ken jou moeilikheid, hy weet waarmee jy sukkel, hy weet van jou pyn, jou hoofpyne, hy weet van jou wonde wat diep weggebare is, hy weet wanneer jy alleen is, hy weet van jou drome, jou hoop, waarop jy hoop, jou begeertes, jou geheime, jou swakpunte. Ons verhouding met die Here is so persoonlik. Hy is nie net lief vir mense nie. Ons weet Jesus is lief vir mense. Maar hy is nie net lief vir mense, hy is lief vir jou. Hy ken jou. Hy weet van jou. Hy sien jou. En sy intensies is om jou te genees, om jou te seën, om jou te beskerm en jou te bederf. Hoekom sê ek dit? Want hy sê, 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat verdof raak, sal hy nie uitdoof nie. Dis in Jesaja 42 vers 3. Jy moet dit glo. Ons kom baie keer met ons stikkende harte, met ons stikkende drome, of ons eienaars, of ons bekommernisse. Hy gaan ook nie verder op 'n druk nie, soos 'n blou kom nie. Hy gaan nie. 'n Geknakte riet sal hy nie verder afbreek nie, en 'n lampet wat verdof sal hy nie uitdoof nie. So jy kan maar alles vir hom bring. Jy kan dit onder sy lig bring. Dit wat jou benoud maak. Skape volg. Hulle is goed daarin. Mense volg ook maklik. Jy al gesien as jy loop, sien jy maar jy loop in so 'n paadjie, en iemand loop so uit die paadjie, dan begin almal ook so uit die paadjie uitloop. Selfs met, as jy so met 'n kar ry, almal gaan om die pottel, dan gaan almal om die pottel. Mense volg mekaar. Dit is maar net, ons is volgers van Jesus. Partykeer dan dink ek, Christendom klink so wyd. Ek hou meer daarvan om te sê, ek is 'n volger van Jesus. Van Jesus. Ek wil hê ons moet aan ietsie werk om dit meer prakties te maak, is oor hierdie volg hom. Kom ons begin, en ek dink julle doen dit, kom ons begin of werk daaraan dat ons hom volg in sy woord, en dan dit prakties 'n stuk te lees, en dan vra jy jou vraag aan, wat gaan ek hier gehoorsaam uit hierdie stuk? Wat het my oog gevang? En wat gaan ek uit hierdie stuk doen wat hy sê, om volg? Stukkie vir stukkie. En vat daai ding, daai dag, daai oggend, as jy stilte tyd het, en sê, Here, wat wil U met my praat? Wat moet ek volg vandag? Wat moet ek uit hierdie stuk uitlees? En hoe kan ek U gehoorsaam? Want dis hoe ons hom kan volg. Dis hoekom wat daai Kolossense gelees het, want dis volg hom so. Trek aan vriendelikheid, trek aan deernis, trek aan. Amen. So mooi. Hy sal jou verlos. Hy sal dit uitbring, dit wat jou pla. Nou, saam kan julle 'n pleister opplaas. Saam kan julle daai genesing kry. Pleister. So mooi vers daai. Psalm 32. Kyk. So lekker. 32 vers 8. Die Here sê, ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee, my oog sal op jou wees.
Moenie redeloos wees soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang en toop beheer word nie. Mooi nou, ek sal jou onderrig. Ek sal jou die pad wys. Ek sal vir jou raad gee en my oog sal op jou wees. Ek wil net gou in die Passion Translation daai ding lees. Wat sê jy, Psalm? Psalm 33. Ek dink daar is ietsie in die wat hy sê, wat so, sorry, ek kry dit nie maklik nie. vers 8. I will stay close to you, instructing you and guiding you along the pathway for your life. I will advise you along the way and lead you forth with my eye as your guide. So don't make it difficult, Lila. Don't make it difficult for yourself. Don't be stubborn when I take you where you've not been before. Don't make me tug you and pull you along. Just come with me. Hoe mooi is dit? Partykeer van ons, nee, in jou eie ding en stubborn doen. Hoor hoe mooi. So don't make it difficult. Don't be stubborn when I take you where you've not been before. 'n nuwe pad, 'n nuwe ding. Hy het vir jou 'n nuwe ding in gedagte. So don't make me tug you and pull you along. Just come with me. Volg my, sê die Here. Volg my. Asseblief. Baie mooi, en ek wil weet nie waar kom dit nie. Vergewe my as dit nou ergens anders te inkom weer, maar wat ek hier wil sê en wat nou presies gebeur het, is so, as ek die Here dit nou op die regte tyd as 'n bewys wil hê. Hier kom Tannie Elise en hier kom die Tannie met skrif. Hier kom Annette met skrif om te sê. Toe hulle vir Jesus omsingel het, né? Ons is terug nou by Johannes. Hoor net wat het gebeur. Die Jode het toe 'n kring om Jesus gevorm en vir hom gesê, hoe lank gaan jy ons nog aan 'n lyntjie hou? As jy die Messias is, sê dit vir ons pad. Sê dit vir ons. Jesus het hulle toe geantwoord, ek het dit vir julle gesê, maar julle glo my nie. My optrede is in die naam van my Vader. Hierdie dinge bevestig wie ek is, maar julle glo nie. Want julle ken my nie. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek sal ook die ewige lewe aan julle gee, en hulle sal so nimmer as ooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand steel nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is magtiger as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader steel nie. Ek en die Vader is een. En toe wil hulle hom stenig. En nou vra hy, ek gaan nou sommer skep, gaan hom nou kry. Dit is wel my eie sê. Ek weet nie wat dit is nie, maar in elk geval. Toe hy dit nou sê, kom ons lees nou verder, want hy sê toe, Jesus vra toe hulle maar, op grond van watter, dis nou vers 32, op watter grond van watter een van julle wil julle my nou stenig? En die ander kere het hy altyd stil gebly.
en dan het hy mos net so weggerol, as hulle hom wil stene. Hier konfronteer hy hulle. Hy konfronteer en hy vra vir hulle, maar ek het so baie dinge gedoen, en almal was net goed. Vir watter een van hierdie goeie dinge in julle teenwoordigheid wil julle my stenig? Onthou, Jesus is nou eintlik hier teen 'n muur vas. Hulle konder hom, hulle boelie hom, en hulle vra vir hom nou, en nou vra hy vir hulle, en hy sê maar, hulle sê toe, dis nie, ja, 33, hulle antwoord hom toe, dis nie oor die een of ander besondere daad wat jy gedoen het nie, dat ons jou wil stenig nie, maar oor wat jy laster. En Jesus sê toe vir hulle, maar, dit staan in die woord so, dit staan in die Psalm so, dat, julle is gode, seuns van die Allerhoogste, want dit kom uit Psalm 82 vers 6. Dit kom uit die skrif uit. Hy het net die skrif herhaal. En wat ek nou wil terugbring in dit is, dis hoe ons moet wees. Psalm 82 vers 6. Dis hoe ons moet wees. Ons moet dink aan die skrifte. Ons moet die skrifte opneem. Ons moet, as ons in 'n situasie kom waar ons teen 'n muur kom, of wat mense wil bombardeer, of wil vra hoekom, of hoekom kies jy so, hoekom maak jy so, dan moet jy skrif kan gee. Jy moet kan skrif gee wat jou so bemoedig het, soos Tannie Louise, Tannie. Jy moet kan sê, en dis al wat hy gedoen het. Hy het gesê wat daar gestaan het, en as jy jou skrif ken, wat aan einde vir die fariseërs wil sê is, dan het ek net gesê wat daar staan. Dis nie dat ek iets verkeerd gedoen het nie. Jesus het in 34, Jesus het hulle nog 'n keer geantwoord, is dit nie in jou wet opgeteken dat God gesê het, julle is gode nie? As daardie mense wat God se boodskap ontvang het, dan gode genoem word, en die skrif kan nie verbreek word nie. Hoe sê julle dan dat hy wat deur die Vader afgesonder en na die wêreld toe gestuur is, laster, omdat hy gesê het, ek is die seun van God. Ek is nie die werke van my, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle mos nie in my glo nie. Maar as ek dit doen, en julle sou nie in my glo nie, glo dan die werke, sodat julle kan begryp, en weet dat die Vader in my is, en ek in die Vader. Ag, en toe maak hy hulle nog kwaad. Dit wys jou, weer terug na die blinde man. Sy geloof is in dit wat hy gehoor het, die ander het gelees, maar dit nie, dis nie te sê as jy net lees, dit moet hierin kom, dit moet vasmaak in jou, dit moet die hart en die kop by mekaar, gees, dis gees tot gees. Denke van, jy moet jouself in orde kry. Dis presies dit. Ek het nou my hart vir die Here gegee, en nou gaan dit goed gaan nie. Nee, ons het te veel. Ja. Die to the flesh, to fly in the spirit. Die to the flesh, to fly in the spirit. Dit en dit hoef nie boring te wees nie, dis net, woed om hier uit in jou binnekamer met die Here. Woed om hier uit. Ek sê baie, julle, daar was ook tyd wat ek vir berading gegaan het, en dit is hoekom ons mekaar het, om net jou oop te maak met iemand. Verstaan jy, dan ek het berading gegaan, en ek het daai dag ingegaan, en gesê, Here, sny my oop, maak my oop, vat dit wat donker is hier binne,
Dit moet uitkom. Dit moet uitkom, daar moet nie iets wees wat die duiwel so aan kan druk nie en sê, soos minderwaardig of so iets, nonsens. In hom weet ek wie stink. Ek volg hom. Dan kan almal hier om my sê, maar as ek hom, kyk hoe mooi was dit hierdie naweek. 4 keer sê pastoor, fokus op Jesus. Fokus op Jesus. Waar is jou fokus? Fokus op Jesus. Nee. Ek is by jou. Ja. Stap jou pad. Nee. Yes. Ja. Hoor wat se sekuriteit het jy as kind van God in Johannes 10 vers 27 en 29, dis daai wat ek nou gelees het, wat sê, hy ken my en ek sal nooit verlore gaan. Niemand sal jou uit my hand steel nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is magtiger as almal en niemand kan hulle in die hand van die Vader steel nie. Wat se sekuriteit is dit? Jy's in hom. Hy's by jou. Jy het sy krag. Jy het sy beskerming. En dan net weer herhaal, dis wat ek sê, wie gaan hy nou herhaal word. So, het jy gesien, die Jode gee nie om oor die wonderwerk of die woord in die boodskap nie. Hulle wil hom net stenig. Is dit nie hoe mens geneig is in jou lewe, dit wat pla, wil jy net van ontslae raak. Jy is so geneig om dit wat jou aankla, of wat jou pla, die waarheid wat so krap aan jou, wat die Here wil laat uitlig. Partykeer dan wil jy net so bietjie, nie nou my dan nie keer doen nie. Want dit wat opkom, Gees, ek is nie nou reg vir dit nie. En dis dis wat hier gebeur met hierdie, hulle wil nie nou die woord in die, maar hy het mense wat blind is gered en daai dinge gedoen. Hulle wil nie dit hoor nie. Hulle fokus op iets anders. En hier het ek ook gedink aan myself. Die mensdom is geneig om ontslae te raak van dit wat hulle aankla of pla of wat hulle nie nou wil inglo. So 'n natuurlike effek van die vlees is om so gou as moontlik ontslae te raak van dit wat jou pla, sodat ons kan aangaan en aanbeweeg in die lewe. Maar die Here is so gentleman. En hy lig daai donkerte uit, dis wat sy nou gelees het. Hy bring daai donkerte uit. Daai sondes en valse lerings wat jy het, kom raak hy weer aan en hy sê, kom julle, kom hier Ursula, kom. Ek weet is nie nou lekker nie, maar dink net bietjie mooi daaraan. En lees in Job 12 vers 22. Sê dit hy oorspoel donkerte met lig en verlig die diepste duisternis. Hy bring dit uit. Hy raak daarin. Job 12 vers 22. Psalm Job 22 vers 12, 22. Hy oorspoel donkerte met lig en verlig die diepste duisternis. Hy gaan nie dit dinge daar in jou in die donkerte bly nie.
bring dit uit, dit moet uitkom, al is dit hoe seer, al is dit hoe die waarheid en dit, hy werk daarmee. So hy is die voorbeeld wat ons moet volg. Dis sy identiteit wat ons aanneem. Want ons is nie in staat in ons eie nie. So, die woord moet, as ek hiermee kan eindig, die woord moet ingegraveer wees in jou. Dit moet so in jou been ingegraveer wees. Lewende water moet so deur jou vloei, uit jou uitkom. Dat as jy in 'n situasie is, of van jou eie situasie is, wat jy jouself ingesit het, wat jy mee worstel, bring die skrif na vore toe, dat jy jouself ophou, of sit 'n lied aan, bou jouself op met daai lied, sodat dit wat uit jou mond uit kan kom, jou kan stig en troos en bemoedig, of iemand anders te stig en troos en bemoedig. Ek het begin met Kolossense en ek wil eindig met Kolossense. Kolossense 4 vers 2. Kolossense 4 vers 2. So ek wil jou aanmoedig met hierdie. Hou aan om te bid. Bid terwyl jy geestelik waaksaam en dankbaar is. Waak en bid. Dis soos wat sy gesê het. Jy kan nie net wag, Here beskerm my nie, want ek is nou jou skapie nie. Waak, doen jy eers ook iets. Sorg dat jy in plek is. Sorg dat jy na sy stem luister. Sorg dat jy sy woord lees. Sorg dat jy hom volg. Sorg dat jy sy wil doen. Sorg dat jy hom ken en hom nader. Sorg dat jy sy stem ken. Sorg. Wees waaksaam en dan bid jy. Maar nie in jou eie krag nie, in hom. Amen. Amen. So ons bly nog steeds hier, ons is nog steeds hier by Johannes 10, maar ek dink ons is nou klaar. Ons het nou nog net een lesie oor volgende week. Ek glo Kyla gaan hier wees, en dan is dit vakansie, julle. Dan is dit weer vakansie, dan is die eerste kwartaal al verby van die jaar. Die Here is goed vir ons. Die Here is goed vir ons. Dankie dat julle in my kraal is. Dankie dat ons familie is. Dankie dat ons 'n herder is wat ons kan volg en ons kyk op na hom. Dankie vir julle elkeen, gaan in vrede. Die Here seën julle. Hy behoed en bewaar julle. Tot ons weer mekaar kyk. Daar's 'n spreekwoord, is 'n Arameese spreekwoord wat sê, May the Lord be with thee and with me while we apart. Till next time. Is mooi. Amen. Dankie julle. Geniet die woord, eet dit op, maak dit joune, word vol van hom, wees 'n gelukkige Jesuskind. Raak ander aan, julle net so drukkie, as niks woorde hoef te sê nie, net so drukkie kan baie dinge doen.